Ek lees uit 1 Timoteus 5, verse 14 tot 25. Daarom verkies ek dat die jonger weduwees weer trou, kinders kry, hulle huise versorg en geen teenstander aanleiding gee om kwaad te praat van ons nie. Daar is reeds party wat agter die Satan aan afgewyk het. As 'n gelowige vrou weduwees in haar familie het, moet sy vir hulle sorg. Sy moet nie die las op die gemeente lê nie, sodat die gemeente die weduwees kan help wat alleen agtergelaat is. Die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. Want die skrif sê, jy mag nie 'n bees waarmee jy graan dors sy bek toebind nie, en ook die arbeider is geregtig op sy loon. 'n Beskuldiging teen 'n ouderling moet jy nie aanneem nie, tensy dit deur 2 of 3 getuies bevestig word. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus en die uitverkore engele om jou aan hierdie voorskrifte te hou, sonder vooroordeel of partydigheid. Moenie iemand oorhaastig die hande oplê en jou so aan die sondes van 'n ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. Moenie langer net water drink nie. Gebruik 'n bietjie wyn vir die maag en vir die herhaalde ongesteldhede. Party mense sondig so openlik dat hulle sondes voor hulle vooruitloop na die oordeel toe. By ander kom die sondes eers later aan die lig. So is dit ook met goeie dade. Almal kan dit sien. En die wat nie sigbaar is nie, kan nie verborge gehou word nie.